Sommer net daar waar jy vanoggend is. Hierdie is 'n oomblik tussen jou en God. Vat sommer net so 'n oomblikie en praat met die Here vanoggend. Here, U is 'n God wat wonderwerke doen. Steeds vandag, steeds in ons lewens. Here, U is 'n God wat vir ons omgee. Here, wat ons ontmoet waar ons is. Here, wat ons nie los nie. En Here, vandag met hierdie woord, bid ek, Here, dat elke woord wat vandag gespreek word van U af sal wees. Here, dat dit met mense se harte sal praat. Here, dat U 'n ontmoeting met hulle sal hê. En Here, meer as enigiets, dat U verheerlik sal word deur ons lewens. Amen. Dis dan nou ook my voorreg om vanoggend die woord van die Here aan julle te bedien. En die tema vanoggend is: gooi dit neer en kyk wat doen God. Gooi dit neer en kyk wat doen God. As jy jou Bybel het vanoggend, lees ons uit Eksodus 4 van vers 1 af. Dit sê, vers 1, toe antwoord Moses en sê, maar as hulle my nie glo nie, en na my stem wil luister nie, maar sê die Here het nie aan jou verskyn nie, daarop vra die Here vir hom, wat is daar in jou hand? En hy antwoord, 'n staf. Vers 3, en hy sê, gooi dit op die grond. Toe gooi dit op die grond, en dit het 'n slang geword. En Moses het daarvoor gevlug. Toe sê die Here vir Moses, steek jou hand uit en gryp dit aan die stert. Hierop het hy sy hand uitgesteek en dit gegryp, en dit het weer 'n staf in sy hand geword, sodat hulle kan glo dat die Here, die God van hulle vaders, die God van Abraham, die God van Isak en die God van Jakob aan jou verskyn het. Vers 6. En die Here het verder vir hom gesê, steek tog jou hand in jou boesem. En hy het sy hand in sy boesem gesteek, en toe hy dit uittrek, was sy hand melaats, so sneeu. En hy sê, steek jou hand weer in jou boesem. En hy het weer sy hand in sy boesem gesteek, en toe het sy boesem uitgestrek, toe was dit weer soos sy ander vlees. En as hulle jou nie glo nie, met die eerste teken nie, dan sal hulle jou met die laaste teken glo. Die hele boek van Eksodus, die hele verhaal van Moses, is 'n verhaal waar God 'n plan het met Moses se lewe. Ons lees in Eksodus 3, waar God in die brandende bos met Moses praat, en hy sê, Moses, ek het 'n oproep vir jou. Moses, ek wil iets met jou doen, ek wil jou gebruik. Ons weet van die begin van Moses se lewe, Moses, die feit dat hy daar gestaan het, was 'n wonderwerk, want hy is in 'n klein mandjie gesit. Hy kon dood gegaan het, maar God het 'n doel vir sy lewe gehad. God het 'n plan met sy lewe gehad. So glo ek ook, God het vanoggend 'n plan met jou lewe. God wil iets vir jou doen. God se roeping is groot vir Moses. Sy plan was onfeilbaar. Daar was net een probleem. En weet julle wat is daai probleem? Moses. Dis die enigste probleem wat daar was. Dis hy self.
Wat die probleem was, as ons aanlees in die teks, dan sê, maar Here, ek kan nie praat nie. Here, ek is nie goed met my denke, ek kan dit nie altyd reg orde nie. Dan sê die Here, maar wie gee vir jou die mond? Wie gee vir jou die mond wat kan praat? Wie het hom gemaak? Dan sê die Here, dit is ek. Dit is ek wat al hierdie dinge gedoen het. En ons sien hoe Moses eintlik kla by die Here. Hy sê, Here, maar net nie ek nie. Is daar enige iemand hier wat al so gevoel het? Here, net nie ek nie. Iemand anders, maar net nie ek nie, Here. Jy sien, in hierdie verhaal, glo ek, God wil 'n paar dinge vir ons sê. Die heel eerste ding wat ek vanoggend voel die Here vir ons sê is, dat voordat God wil hê ons moet met ander mense werk, voordat hy iets groots kan doen, moet God eers met ons werk. Hy moet eers met my werk. Hy moet eers sy plan vir my lewe wys. Ons sien dit, hoe God die wonderwerke eers vir Moses moet wys, want wat het later gebeur? God het vir Moses gestuur na Farao toe, sodat hy dieselfde kon doen, om te wys, kyk hoe groot is die Here. God moes eers met hom werk, en die Here doen wonderwerk op wonderwerk. Selfs toe hy gesukkel het, selfs toe hy getwyfel het, doen God steeds die wonderwerk, selfs in sy ongeloof. En so glo ek ook, God ontmoet ons, selfs baie keer wanneer ons ongelowig is, selfs wanneer ons sukkel om te glo of te sien, wat is die Here se plan? Jy sien, Moses vrees iets. Hy vrees verwerping. Hy vrees mislukking. Want nou stuur God hom eintlik iemand wat sukkel om te praat, so nou moet hy eers homself regryk. Dis eers God wat met hom praat. En jy sien, God se boodskap hang nie af van Moses se charisma of die manier hoe hy homself handhaaf nie. Maar dit hang van God se getrouheid. En ek wil vanoggend vir jou sê wat hier sit, dit maak nie saak hoeveel talente jy het nie. As jy kan sê, ja Here, ek sal gaan en doen wat U vir my sê, kan die Here jou gebruik. Dan kan die Here jou gebruik. Tog ontmoet God vir Moses waar hy is, met tekens. Miskien het jy die laaste ruk gevoel, daar's dalk in jou familie, of in jou finansies, of in jou werksplek, of die plek waar jy jouself bevind, het jy baie vrae begin vra. Waar is die Here? Is hy besig? Hoekom sien ek hom nie soos ek moet nie? Hoekom gaan dinge verkeerd? Kan God nie maar iets doen nie? Maar God ontmoet vir Moses waar hy is. En God ontmoet ons ook waar ons is. Geen twyfel of woord van ek weet nie wat om te doen, van gaan God afskrik om sy plan vir jou lewe uit te leef nie, om met jou te werk nie. Moses moes hierdie behoefte van aanvaarding oorgee aan die Here. Die verwerping en die mislukking van hoe hy was, moes hy oorgee aan die Here. Hy moes gesê, Here, ek gee dit oor. En die oomblik toe hy dit gedoen het, toe het God 'n wonderwerk gedoen, want toe het God hom gebruik. En God moes eers hierdie wonderwerk vir Moses wys, voor hy dit vir die mense wys. Partykeer is God besig in ons eie lewe, in ons eie stilte tyd, in die tyd wat ons met die Here spandeer, is God eers besig om aan ons hart te werk. God is besig, en ek glo, hy wil met ons praat. Die vraag is, hoeveel tyd spandeer ons met die Here? Hoeveel tyd vat jy om te sê, Here, ek wil van U hoor? Die tweede ding wat God vir Moses vra is, wat's in jou hand? En wat was in Moses se hand? 'n staf.
Wat God vra is iets baie prakties. Dis tasbaar, is iets wat mense kan sien. Dis iets wat Moses goed geken het. Jy sien, ek glo daar's 'n rede hoekom God vir Moses vra, wat in jou hand? Want wat was Moses voordat God hom geroep het? Enige iemand? 'n skaapwagter. Sien, God spreek sy huidige identiteit aan as 'n skaapwagter. Want 'n skaapwagter weet presies wat 'n staf voor gebruik word. Hy word gebruik om die skape te lei. God spreek sy huidige identiteit aan en hy sê, hierdie herdersinstrument, so sal ek jou ook gebruik, ek sal vir jou lei. Maar dis ook, as jy na 'n staf kyk, is dit 'n simbool van ondersteuning. Dis iets waarop jy kan leun. Dis iets wat eintlik 'n staf is nie iets baie spesiaal nie. Stem julle saam met my? Dis eintlik net normaal. Dis in sy tyd is dit normaal. Maar is dit nie wonderlik hoe die Here hierdie ding wat eintlik sommer net nie spesiaal is, kan gebruik nie? Jy sien, God begin nie waar en wat Moses kort nie. Maar hy begin met wat Moses vashou. God wil wys dat hy in beheer is. So glo ek ook, God wil vir elkeen van jou wys. Jy sit dalk met 'n situasie, jy weet nie, daar is net nie antwoord nie. Maar vanoggend glo ek die Here sê vir jou, hy is in beheer. Hy is in beheer van hierdie situasie. Moenie dink hierdie ding is te groot vir die Here nie. So kyk God nie net wat jy nodig het nie, maar hoe hy dit kan gebruik, sodat ander die wonderwerk kan sien. Jy sien, wanneer ons wil beheer, wanneer ons situasies in ons lewe wil beheer, dan wil ons die uitkomstes beheer. Ons wil bepaal hoe hierdie ding lyk. Ons wil elke liewe ding, veral mans is geneig om planne te probeer maak. As hierdie ding nie werk nie, dan moet ek 'n plan maak. Ek moet dit fix. En tog is die boodskap nie hier dat Moses iets moet fix nie. Die Here vra vir hom 'n vraag, wat's in jou hand? Ek wil dit gebruik. Dan sê die Here vir hom, gooi dit neer. Gee dit weg, in baie simpel terme. Die Here nooi eintlik vir Moses uit om te sê, kyk, ek gaan vir jou wys, ek is in beheer. En miskien in jou eie lewe, is dit 'n uitnodiging wat God vanoggend aan jou rig. En hy sê, gooi dit neer. Sien, Moses moes sy sekuriteit van sy brein opgee. Die logika moes Moses opgee. Die dinge wat sin gemaak het, moes Moses opgee, want dit maak nie lekker sin nie. Nou gooi hy dit neer en het verander in 'n slang. En dan is die Here nou nog so snaaks ook, hy sê, tel die slang op. Dis onlogies. Is daar enige iemand hier wat 'n slang vanoggend sal optel? Nee, dis onlogies, maar dis tog wat die Here gebruik om met Moses te praat. Dit maak nie sin nie. Hoeveel keer het God al vir jou iets gevra of gesê, maar dit maak glad nie sin nie? Is daar enige iemand? God het vir jou iets gesê, maar dit maak nie sin nie. Ek dink God wil vanoggend sê, gooi dit neer. Doen afstand. Wanneer ons iets neergooi, dan doen ons afstand van iets. Ons sit dit verder weg van ons af. En miskien is daar iets wat jy vanoggend moet sê, Here, hierdie ding in my lewe, hierdie ding in my familie se lewe, hierdie ding in my menswees, wil ek vanoggend neergooi. Ek wil dit vir U gee. Ek wil dit vir U gee. Ek wil afstand maak. Ek besef ek kan nie hierdie ding beheer nie. Ek besef, Here, net U kan.
En dan sê die Here, fokus eerder op wat God wil doen. Want tog wil die Here vir Moses iets kom leer. Hy sê, tel die ding op, en dan verander hy weer in 'n staf. Jy sien, is gehoorsaamheid. Wat as Moses nou besluit het, dat hy dit nie gaan doen nie? Hy moes gehoorsaam gewees het, aan wat die Here vir hom gevra het. Hy moes doen, wat God van hom gevra het, selfs wanneer dit teen sy eie instink was. Want hy moes sê, Here, ek vertrou u plan. Ek kan nie eens praat nie, maar Here, ek vertrou. Here, ek weet nie hoe nie, maar Here, ek vertrou u plan. En wat vra God vanoggend vir jou? Is daar iets wat jy moet weggee? Is daar iets wat jy moet sê, Here, ek vertrou u plan. En dit word weer 'n staf. En ek glo God wys vir Moses, soos God vanoggend vir ons wys, dis God wat sy heerskappy aan ons wys. Dis God wat wys, kyk, hier's 'n wonderwerk, in 'n oomblik. In 'n oomblik. So 'n paar weke terug het ek gepraat, jy's een oomblik weg van 'n wonderwerk. Een oomblik, een gebed kan dinge verander. Een gebed kan dinge verander. Want hy's in beheer van jou lewe, hy's in beheer van jou finansies, hy's in beheer van jou familie, hy's in beheer van alles, want hy het ons gemaak. Gooi dit neer, want hy is in beheer. So 'n bietjie van 'n wonderwerk van iets wat die Here in die laaste week vir ons gedoen het. Want sien, 'n wonderwerk is nie iets wat die Here 9 jaar terug in jou lewe gedoen het nie, of 63 jaar terug nie. Die Here doen vandag nog wonderwerke. Hy's aktief nog steeds in jou lewe. Die vraag is, kies jy om te sien hoe hy werk? Kies jy om te sien hoe hy werk? Meeste van julle weet, ons het 'n kinderhuis en kyk, hier sit ons pragtige kinders vanoggend hier. Maar weet julle, die Here het vir ons 'n wonderwerk gedoen. Ons sukkel nou meer as 'n jaar. As enig iemand al ooit met die staat gewerk het, is daar iemand wat met die staat werk? Amen. Die suster weet waarvan ek praat. Dit is moeilik. Hulle is stadig. Hulle is onbehulpsaam. En weet julle, ons het 'n jaar lank wat ons besig is om sertifikate en planne, want ons het 'n tweede huis wat ons moet registreer vir ons meisies. Ons plan van die begin was seunshuis, dogtershuis. En na 11 maande, amper 'n jaar, wat dit ons vat om al ons sertifikate te kry, alles wat ons nodig het, toe ons nou by die departement van maatskaplike dienste kom, 15 November, toe sê hulle vir ons werk nie langer, kom terug in Januarie. Alles is reg, die huis staan reg, die kinders is opgewonde. En hulle sê, kom terug in Januarie. En hulle sê, 6 maande. In Januarie, 6 maande om 'n stukkie papier te kry, om te sê, dis reg, die kinders kan oorskuif. En hier staan ek, en ek na nogal 'n paar fights met die staat, aanvaar ek dit. Maar op pad eendag na ek my seentjie by die skool afgelaai, ry ek af in Shannon weg, en ek hoor die Here praat met my. En hy sê, Kyle, voor Kersfees is jou kinders in. Al 2 huise. Seuns, dogters. Ek sê, Here, maar dis onmoontlik. U het gehoor wat sê hulle. Hulle het gesê, hierdie ding is nie moontlik nie. Hulle het gesê, 6 maande van Januarie af. En 2 weke terug, maandag, voel ek Here praat met my weer. En hy sê, bel iemand, 1 persoon. En ek bel hierdie vrou. En ek vertel vir haar die situasie. Ek sê, die huis is reg. Alles is reg. Maar hierdie is die situasie. En sy sê,
Ek bel jou terug. Die Woensdag is ons jare-eindfunksie by die werk. Die Dinsdag aand kry ek 'n oproep van hierdie selfde persoon wat vir my gesê het, 6 maande. Sy sê, ek het instruksie van die hoogste gesag gekry, dat ek môre by julle moet wees om die inspeksie te doen. Ek het net môre om hierdie inspeksie klaar te maak, om julle in konteks te sit, so inspeksie voorheen vir ons ander huis, het 8 weke gevat, net om die inspeksie klaar te kry. Sy sê, ek moet hierdie inspeksie teen môre klaar hê. My superior moet daarvoor teken, die bestuurder moet daarvoor teken, die regional director moet daarvoor teken, en dit moet gaan na Johannesburg toe, dieselfde dag. Die volgende dag is dit by die provinsie. Die Vrydag bel ek die vrou en ek sê vir haar, wat gebeur? Sy sê, teen Maandag het jy jou sertifikaat. Ek sê, wat? Sy sê, ja, Maandag het jy jou sertifikaat. En prys die Here. Kan ek vir julle sê, toe ek daai stempel kry, toe ek die stuk papier kry wat 6 maande lank gevat het, wil julle weet wat was die datum? Nie Maandag nie, Donderdag. Hulle was die Woensdag by ons. Die Donderdag toe staan 'n stempel met die sertifikaat, dit het 3 dae lank gevat om by ons uit te kom. Maar dis 'n wonderwerk. Dis 'n wonderwerk. Jy sien, ek gebruik hierdie situasie nie om vir julle te wys hoe oulik dit is nie, maar hoe God werk. Hoe God, as God 'n bestemming het, as God 'n woord oor jou lewe gepraat het, oor jou familie, dan is dit so. Dit maak nie saak wat die vyand gesê het nie, God sal dit doen. Want hy is getrou, want hy is in beheer van jou lewe. In Moses se lewe moes hy sê, Here, ek gee oor, ek is nie meer in beheer nie. En ek glo vanoggend, hier is 'n geleentheid wat God vir ons wil skep, waar dit 'n oomblik van oorgee is. En ek wil graag hierdie oomblik vanoggend vir jou skep. Net jy en die Here. Miskien is daar iets wat jy regtig voel. Here, ek wil hierdie ding oorgee. Ek is onseker oor my gesondheid. Ek is onseker oor wat ook al dit vanoggend is. Gee dit oor. God kan die wonderwerk doen. Hy is nie klaar nie. Kom ons word stil, net jy en die Here vanoggend.
Here, U weet alles. U weet wat binne ons harte op hierdie oomblik woed, Here. U weet van die onsekerheid en die pyn, die magteloosheid. Here, U weet alles. Here, dankie dat niks U verbaas nie. Here, dat ons selfs in ons ongeloof na U toe kan kom. En dat U dit kan gebruik, soos U gedoen het in Moses se lewe. Here, dankie dat U 'n wonderwerk wil doen. Dankie dat U nie klaar is nie, en ek wil kom bid vir elke persoon wat hier voor my sit. Here, wat 'n opregte behoefte het, dat hulle gehoor word, Here. Here, ek wil kom intree vir hulle. En Here, ek wil kom bid, Here, dat U hulle sal wys wat om te doen. Here, dat hulle gehoorsaam sal wees. As U vir hulle sê, doen dit, dat hulle dit sal doen, Here, dat hulle nie ongehoorsaam sal wees vir wat U wil doen nie. Here, dat U plan vir hulle lewe sal geskied. Here, dankie dat U lief is vir elke liewe persoon wat hier sit, dat U lief is vir hierdie gemeenskap, dat U lief is vir die wêreld. Here, dat U Seun gestuur het. Here, dat U Seun gestuur het om vir ons te sterf. Dat U Seun gestuur het om vir ons 'n uitkoms te kom gee. Here, wil ek kom vra, Heilige Gees, om werk magtig in elke persoon. Amen.